Die dankie sê vir die voorreg dat ons dit vanmôre hier in mekaar te kan kom. Die vergadering aan die kinders van u. Goeie gesondheid, veilig, die eie vrye wil. Ek bid, Vader, dat die perfekte wil die oggend sal geskied in die plek. Here, dat ons sal seën met wysheid en kennis, goeie begrip, goeie oordeel, en helder verstand. En staan met die Gees. Deel, Here. Ek dank U, Vader, dat U 'n goeie God is, vol van liefde en genade. Ek bid dat U die vrug van hierdie woord, goeie grond sal val, goeie vrug sal dra. Ek dank U. Die moet altyd hoor wanneer ek bid, in die naam van Yeshua. Amen. Amen. Môre julle. Môre. Gaan dit goed? Ja, dankie. Dit kan so lang 2 Timoteus 3 in julle Bybel skryf. Van jou waarskynlik weer vanoggend op 'n paar voete terug, maar ek sien ou wat agter 'n posbus kan wegkry. Dus jy moet maar 'n bietjie die pad uit staan as jy bang is jy kry seer. Jy moet weet dat as en wanneer jy seer kry, is dit omdat die Gees van God snoei. Dis wanneer bome vrugte dra, wanneer hulle gesnoei word. Amen. En ons is nie deel van hierdie, wat sou ons dit noem? Sissie kerk van vandag, wat alles afshame en alles is alright. As jy daai idee het, dat jy by die verkeerde adres. Lede is hier bo. En die hele dorp vol mal mense. Wie weet julle ken daai storie van die voetspore in die sand? Yes. Vertel vir my jou weergawe. Die myne ek. Wie ken hom nog? Niemand nie. Waar kom julle vandaan? Het niemand nog ooit gehoor van die spore in die sand nie? Ja. 2 rye en 1 ry en 'n gedraande geval met 'n baie. Niemand het gehoor nie. Het jy, vertel my jou storie. Jy loop in die stad en dan sal een spoor en dan rol die soos. Wat? Dan rol die soos. Nou, hoe lang moet dit gebeur? Hallo? Hoe lang moet dit gebeur? Ja? Nee. Ja, Het jy al ooit die selfloop op die voet. luitenant 'n hele peloton gesien, Abba, in die slagveld? Omdat hulle hartjies seer is. Want iemand wil hulle gesê dat hulle lyk vaak met hulle deur mekaar hare en vuil baard op die grens. Hè? Ja. Jy sien, ons bid vertraag. Ons het in 'n groef ingekom, waar, ek dink wanneer ons op ons knieë gaan, as ons dit nog doen, dan skud Vader sy kop in my. Hy sê vir Yeshua, hy langs hom oor nou weer. Selfde ding oor en oor. Here, dra my deur hierdie. Help my deur dat. Ja. In plek van om dankie te sê, dat die Gees in my is en my sterk maak om dit myself te doen. Ons het te lamsakkig geraak. Want dit is mode in die kerk vandag. Dis waar. Om mekaar te streel en te sê, ag, moenie worry nie. Try môre weer. En wie is môre beloof? Hè? Jy sien nou waar een ry spore is. As jy dan nou reg in die moeilikheid is, is dit nie veronderstel om op sy skouers te wees. Dis om agter hom te loop in sy spoor. Dit is wanneer effektiewe oorlogvoering plaasvind. Is wanneer Yeshua voor jou is. Sy Gees binne in jou is. Vader bo jou is. En die ryk, die leermag van die hemel agter jou is. Wie sal voor jou staan? Wie? Kan nie. Dis hoekom jy meer as 'n oorwinnaar is en nie 'n wenner nie. Wie is 'n wenner? Wat het jy gewen? Hè? Lekker pakket. Ja, yes.
'n coin. Jy weet nie, weer is oorwinnaar, die autoriteit. Kom ons kyk aan 2 Timoteus 3. Maar weet hierdie dinge dat in die laaste dae swaar tye sal kom. En dan sien ek nie nou, maar moenie worry nie, ek is met jou. Ek sal jou dra. Toe maar. Lees jy wat toe maar daar. Nee. Want die mense sal liefhebbers word van hulle self. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde. Hierdie is die LGBTQ-V6, ek weet nie wat, GTI, al die lekker nommers, skewe goed. Die natuurlike liefde daai. Geen lewe kan uit so 'n eenheid kom. In elk geval. Sonder liefde. Ekskuus, waar ek het. Wat is dit? Onverzoening. Wreed. Sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, verwaand. Weet jy wat is verwaand? Arrogant. Arrogant. Verwaand, noem ons in Brakpan windgat. Astrak. Jy het gelees, jy praat in die van groot praters. Ja. Luister, as jy nie kan sien wat ou sê, bly weg van hom af, jy goeie geselskap. As ou jy moet vertel hoe slim en hoe smart hy is, en hoe sterk hy is, bly weg. As jy sien hoe lui hy is en hoe dom hy is, dan is jy saam met hom. Jy moet ook om jou skoolgeld te gaan terugvra. Want dit was gratis, maar so nie. Dis die verskil tussen die twee. Verwaand. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Wat is dit? Alles wat lekker is. As ek vandag vir julle hier vra, wat is die 6ste gebod? Wie sal my antwoord? Hè? Thou shalt not covet. Moenie my vra nie, antwoord nou, bly stil. Wat? Die 6ste gebod, wat is dit? Thou shalt not kill. Hè? Thou shalt not kill. Julle is baie onseker. Julle is veronderstel om hierdie dinge te weet. Julle sal dit sien in die einde van hierdie hoofstuk. Wie is nog by Timoteus? Mense met 'n gedagte van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon het. Wat is dit? Jy hoor baie, maar jy sien dit. Hulle sê dat kinders vir goed waar hulle is. Daar's geen vrugte nie. Ja, Geen goeie vrugte van die Gees. Ek sal nooit vergeet nie, my pa het jare terug het hy 'n boodskap gebring van die bome wat goeie vrugte dra. Dan kom die voeltjies van die hemel en hulle begin dit te pik. Want die mense wat dit moet oes is te lui om dit te doen in seisoen. En dan wanneer hulle kom is al daai vrugte bederf. Dit kan dan niks goed uitkom. Behalwe om teruggewerk te word in die grond. Jy moenie verkeerde geselskap word. Moenie jou parels voor die varke gaan gooi. Waar het getrap gaan word
En nadat dit vertrap het, gaan omdraai en jou verskeer. Yeshua was self hier. Matteus 7. Hy sê, moenie dit wat heilig is voor die varke en die honde gooi. Keer jy ook van hierdie mense af, kom weg van hulle af. Hierdie is nie vertroosting, hierdie is nie om te sê, hoor hierdie goed gaan gebeur, maar die Here beloof, hy het jou. Nee, hy waarsku jou, hy sê vir jou, wees gereed vir hierdie wat kom. Ons boereprofeet het gesê, vir hulle wat voorbereid is, sal dit nie so erg wees. Die wat weet, en voorbereid is, sal dit nie so erg wees. Jy weet net, wanneer jy kennis kry. En dan, kyk, hierdie is die verskil tussen intelligensie en informasie. Informasie is nie kennis van 'n saak nie, dis kennis van 'n moontlikheid van 'n saak. Intelligensie is weet wat die vyand beplan het, dit is klaar op die lappe, dit is so beplan, so sal dit uitgevoer word. Dis die verskil tussen slim en wys. Van die slimste ouens in die wêreld is die domste ouens wat ek ken. Hulle weet alles van niks en niks van alles. Vers 6. Want uit hulle wat uit luister hierso. Have you got 6 there? Yeah. What does it say there? For of this sort are they which creep into houses and lead Sneak into houses. Wat sê die Afrikaanse Bybel? Wat sê jou nou? and slope. Insluit. Dis 'n skelm. Is dit nie? Ja. En arme vroue gevangene neem. En met sondes belaai. Of wat met sondes belaai is deur allerlei begeerlikhede gedryf word. Dit is wat ons vandag sien. Dit wat ons vandag sien. En dit het al so subtiel geword dat ouers laat dit toe. Julle wat jong kinders het. Daar word nie meer getrou vandag nie. Die water word ons net eers getoets. Jy moet dit toelaat, stel jou kind bloot aan jou goedkeuring vir haar prostitusie. En sy weet dit nie. Nou raak sy swanger. Jy laat die besluit nie, hierdie game is nie vir my nie. Hy gaan vat dalk 'n ander man. Dis hoe siek hierdie wêreld vandag is. Wie se skuld is dit? Die kinders het. Sien dit te maklik om 'n foon in 'n kind se hand te stop en te sê bly stil. Waar is die ander? Kyk jy nog die weer nie daar? In die dag. Wanneer ek nie hier is. Oeps. Dat was nie presies die reaksie waarvoor ek gehoop het. Maar hy het geskrik, ek het hom te vinnig gevang. Nou hoor my nou mooi. As ek jou vang, sit 'n kamer deur die TV, hoor. Dit mag nie in my huis gebeur nie. Ek sien my kleinseun raak in 'n wêreld van sy eie. Ek kan nie eens meer verstaan wat hy vir my sê nie. Dis nie voort, bly stil. Hierdie is dinge wat in ons huise gebeur. Waarteen ons moet waak en bid. Maar ons het te lui geword om ons kinders in die weë van die Here groot te maak. Ons los hulle liewer dat die wêreld hulle leer om vergaan en roekeloos te raak.
Verstaan julle hierdie? Ek kry geen reaksie van iemand. Amen. As jy bang is vir jou seun wat nie vir jou luister, stuur hom 'n week by my toe kom bly. Beloof julle as hulle verandering is. Ek waarborg dit. Ek bereid om R1000 af te sit. Toets so. Ek het in 'n huis groot geword waar my suster amper het matriek afskeid erop geklag was omdat sy met my ma wind vat geraak het. Dis nie sy wat haar geklag het, dit was my pa. Dis ou skool. Nuwe skool werk nie. Sien julle dit om julle? Ja, dit werk nie. Wat? Hulle moet altyd leer, maar nooit tot kennis van die waarheid kan kom nie. Dit klink vir my amper soos meeste van die Afrika state in Afrika. Wat die blankes gekom het en hulle het begin 'n ekonomie bou, hulle het begin 'n infrastruktuur bou, hulle het begin orde handhaaf en dan raak die volk wat in die plek was opstandig en dan begin hulle 'n revolusie wat fantasties werk vir hulle vryheid. En dan kry hulle vryheid. En dan is hy hier. Voilà. Hy kan nie verder gaan, want dit is 'n vloek wat van God af, van Babel af op hulle gesit is. Hy gaan tot daar en hy kan nie verder nie, anders meer kraak. En dan wanneer hy nou staan en dan moet hy iets kry om te breek. Want dinge gaan nou te kry. Ek weet nie wat om hiermee te maak nie. Sien julle dit gebeur in die wêreld? Want as jy dit nie sien, is daar iets fout met jou. Jou brein is besig om jou in die steek te laat, want jy bly in die plek waar dit ryp is. Hulle het nie idee wat om met 'n goeie ding te doen. Maar ongelukkig is hierdie nie, stop nie net by 'n kultuur of 'n volk of 'n nasie of wat ook al, nee. Dit stop by hulle wat God verwerp. Of hulle wat sê hulle dien God, maar die vrug daarvan nie dra nie. Jy hoor net, jy sien dit. Jy sien van ver op 'n pragtige groen plek en hoe nader jy kom, hoe meer kom jy agter, maar jy doringbosse. As jy aan die ander kant uitkom, maar ek het op jy met 'n handgranaat gegooi was. Jy sien hierdie is nie 'n tyd om vir mense te sê alles gaan oukei wees. Alles gaan nie oukei wees. Dit kan beter wees vir die wat voorberei is, ja. Hier is 'n daaglikse ding. Dit is 'n daaglikse ding. Ek sien dit is verkeerd om te bid en te vra vir hulp. Nee. In enige taktiese situasie gaan jy heel waarskynlik sal daar 'n moontlikheid wees van versterkings as dit nodig is. Maar is dit altyd nodig? Is dit nie beteken net meer nodig vir die eenheid om na die bevelvoerder te luister en dit te doen waarvoor hulle gestuur is om te doen? Ja. Hoeveel keer moet jy basics oordoen voordat jy weet waar jy is? En hoe kom jy daar? Lees gewoon daar van vers 8 af. En net soos Janus en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Jy sien, hulle kies om teen die waarheid te staan. Waarna klink dit vir julle? Dit is by die waarheid gewoon. Democracy.
The perfect recipe for democracy. Ek weet hierdie is reg, maar ek gaan daai kant doen. Of ek weet hierdie is verkeerd, maar hier is die enigste party wat dit lyk my iets gaan doen. Tot na die verkiesing, dan doen hulle niks. Dan gaan maak hulle groot lenings en sit die Oos-Kaap op vir collateral. Vir hulle lening. Van biljoene. Kom ek jou iets vertel vandag. En gaan fors dit 'n bietjie na. Demokrasie is meer boos, meer satanies as wat kommunisme ooit kan wees. Inteendeel. Kommunisme, behalwe vir die gelykenheid van beloning, is 'n baie beter stelsel as demokrasie. Al waar die pap die vuur val is, dat 'n dokter en 'n tuinwerker kry dieselfde beloning. Dit is nie hoe God werk. Dit is nie hoe God werk. Daar is 'n rangstruktuur in God se koninkryk. Daar is 'n ou wat kroning gaan kry, en dan is daar 'n ou wat uitgeknipte fruskelblik gaan kry. Weet jy wat fruskel? Dis daai ou wat dit in die koninkryk gemaak het met sy baadjies en punte wat aan die brand is. Hy het dit net gemaak. Hulle gaan nie in die stad in nie, dit staan in die Bybel. Hulle gaan nie in die stad in. Die stad is vir konings. Jy bepaal of jy 'n koning of 'n onderdaan is. En as jy nie nou seker is waarvan ek praat nie, is dit omdat jy nie jou Bybel lees nie. Kom sien my, ek kan jou skrifte gee. Ek het self gesukkel met hierdie ding. Tot op die punt waar die laaste ou wat dit gehoor preek het, moes gaan sê, ek het jou gehoor, ek het gaan kyk en dis nie waar. Die Bybel sê dit presies so. Jy sien, as die Bybel nie 'n ding presies bevestig nie, dan is dit nie reg omdat jy dink is reg. As jy nie weet van 'n saak nie, dan weet jy nie van 'n saak. Wie het 'n tandarts nodig en gaan sien 'n mechanic? Of andersom. Vat jou kar na die tandarts. Hierdie soetsappigheid is ons verantwoordelikheid om uit die kerk uit die liggaam uit te verwyder. Die wat daarmee bereid is om te sit daarmee, dit is die kerk vandag. Gaan kyk maar in jou Bybel, of jy die woord kerk of church kry. Ek praat nie van die nuwe vertaling, ek praat van ons ou vertaling, 33, 53, en dan die King James. Gaan kyk of jy dit daar kry. Jy kry dit nie daar. Dis die vergaderplek van die heiliges, die by mekaar koms van hulle wat God lief het. Jy is besig om brood te deel, te breek. En jy het nie 'n gebou nodig om dit te doen. Dawid laat 'n tent opslaan in Hebron om die ark te huisves. Hy wil vir God 'n huis bou en God sê van wat gaan jy bou om my? Waar gaan jy my huisves? Die aarde is my voetstoel. My voet is 'n rusbank. Waar gaan jy vir my huis bou? Jy sien die huis is 'n gerieflike plek nie, om vir die liggaam om by mekaar te kom. Sal dit so 'n groot vergadering wees as ons onder 'n boom in 'n park by mekaar kom, of in 'n veld. Baie van ons kla oor vervolging. Ons het nie idee wat vervolging is. Ek gaan omdat ek wil of nie wil. Dan bly ek.
Ek kan nog uit my eie vrye wil uit besluit wat ek doen. Ek hoef nie ure te spandeer om hoofstukke te memoriseer, want ek mag nie 'n Bybel hê. Ons kan soveel Bybels hê nog op hierdie stadium van die geveg so wat ons wil. Maar ons het alles om oor te kla. Allerlei verskonings dink ons uit om net by die vergaderingsplek te kom. En dan word daar gesê, ja, maar hierdie een profeet het so gesê, dan gaan luister jy wat hulle sê, dan is dit glad nie wat hulle sê nie. Hulle sê nie, jy moet uit die vergaderplek uitbly nie. Hulle sê, jy moet uit die kerk uitbly. Waarmee ek saamstem. Kerk en skool is die gevaarlikste ding op hierdie planeet vandag. Waar leer jou kinders om te doen wat hulle nie mag doen? Rebelsheid, dwelms, seksuele immoraliteite. Dis alles van die skool af. En jy as ouer kan krimineel aangekla word as jy iets oor sê. En dan bly ek maar stil want ek is bang vir die regering. Is jy? Vanaf later gebeur. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van hierdie manne geword het. Jy sien hierdie mense, hulle loop skool om met al hierdie formules uit te kom. En dan kom al hierdie dwaashede op die lappe, soos vuil vlekke op 'n wit lap. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beet geval het in Antiochië en Iconium en Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos, en almal wat ook godsvrug wil lewe in Christus Yeshua, sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en betel. Dis wat jy hoor in die kerke vandag. Dis die boodskap wat uitgaan vandag. Hy sê bloed gestort vir jou sondes wat jy gedoen het en wat jy nog gaan doen. Sure. Enjoy life. As dit jou teologie is, alles vir die beste weer. Ek hoop met werk uit. Anna. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jy wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Yeshua. Hierdie is 'n man wat die skrif van kleins af geken het, want hy kom uit 'n familie van Paulus wat hier skryf. Ja, Fariseërs. Hy kom uit 'n familie van Fariseërs en Sadduseërs. Hy het die Christene vervolg en vermoor tot sy Damaskuspad ondervinding toedraai. En toe is niks weer dieselfde. Hy het die skrif geken, maar hy het dit nie geken. Hy het geweet wat daar staan, maar hy het nie geweet hoe om dit toe te pas. Hy dog het gaan oor tradisie. Was jou hande voordat jy eet. Dis nergens in die wet nie. Nergens nie. Daar is tradisies wat ingekom van die rabbies af. Jy sien in Moses se tyd was daar nie rabbies. Daar was rabbies, ons gaan nou van hulle lees. Maar daar was nie rabbies. En Fariseërs, Sadduseërs. Het jy al hy goed gesien waar daar by die muur loop met hulle swart hoetjies en die krulletjies, ja. Ja. Wat se verspotheid is dit?
Nergens nie Torah staan dit, dis hoe jy moet lyk. Jy lyk vertraag, dis hoekom mense vir jou lag. Dit lyk soos 'n Christmas decoration gone wrong. Maar ek weet nie wat fout met die wêreld se broue nie, want niemand sien dit nie. Die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Hierdie laaste 2 verse klink amper of hulle heeltemal uittrek met hierdie hoofstuk is. As jy volkome toegerus is vir hierdie goed, het jy nodig dat iemand jou dra. Weet jy wat weeg 'n soldaat wat sy volle webbing aan het? Dan het jy nog jou eie ook aan, hoor. Ek gaan jou nie dra nie. As jy jou sleep is, as jy in shape is, as jy jou laaste fitness toets gepas het, anders gaan jy jou ding bly self moet dra. En die ouens het die volle reg om jouself oor my te voel. Want jy sien die mense wat vandag in die banke sit, het geestelike obese geraak van kennis. Hulle het 'n geestelike diabeteskok weg. Hulle is heeltemal mal. Ken julle mense met suikervlakke? Hallo. Ja. Ek het seker al 2 of 3 keer in my lewe gesien wat sy heeltemal toebedrag van suikervlakke. Dis wat in die kerk, dis fout in die kerk vandag. Dis hoekom die kerk nie kan vertrou word vandag. Want wysheid word van die hand gewys. As jy insulien moet gebruik, gebruik dit. Anders sal jy Torah, nee. Jy het nodig om by niemand in te pas nie. Jy het nodig om jou God se hart 'n plesier voor te wees. As jy dan nou sê jy staan bankvas. Sal daar vervolging kom? Yes. Ja, beslis. Daar is nie 'n life jacket of 'n canoe of 'n ding wat die wegraak kan genoem word nie. Dit is net so. Maar die God wat ek dien, hoor my mooi. Daar waar jy gemartel word en aan die brand gesteek word. En ek het hierdie al, ek het menigte sulke getuienisse gelees vanuit die Middelburg. Want hulle steek hy mense aan die brand en maak hulle nie gelyk nie, hulle sin. Ek glo met my hele hart dat God jou sal weerhou van daai pyn, daai fisiese pyn. Amen. Want jy was bereid om tot daar te gaan. En nou het jou geloof jou gered. En nou sal jy gaan en nie meer sondig nie, want nou gaan jy saam met hom wees na dit. Hulle wat volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. Hierdie selfe Paulus skryf van liefde wat verkoop in hierdie dag. Jy het al gelees? Ja. Ek kan nie help om te giggel in my mou nie. Van ons het goed op ons status gesit van moenie Kersfees goed stuur vir my nie. Ek soek dit. Van hulle het teruggekom na haar toe. Ek het niks gekry nie. En nou sien ek kry niks verder ook nie.
So nou is mense kwaad vir my omdat ek hulle gesê het, ek stel nie belang om saam met jou in hierdie ding deel te neem. Maar jy noem jouself 'n kind van God en jy stel jouself nie bloot, jy neem deel aan 'n altaar van Baal. Noem dit wat dit is. Die res van die jaar wil jy vir almal loop en vertel jy is so hoog en heilig. Maar op die 25ste gebruik jy R1000 se data met al die Merry Christmas rallies. Wat sal aan in die werk? Mense wil mekaar nie meer vergewe nie. Hulle wil liewer hulle self groot praat. En dan wil ek my wip omdat hy ou nie vir my terugstuur Merry Christmas. En dan praat ek van mense wat ek in die verlede self nou opgekyk het. Wat optree soos toddlers. Maar so sal jy sien, wie is regtig andersdenkend en wie is besig met hierdie dwaal waarvan Paulus oor en oor praat. En dan sê hy nog, dat Vader gaan jou 'n krag gee om dit te verstaan en te volg. Meanwhile, as jy heeltemal, ek weet nie wat om reg dit te noem, vertraag, beskryf het nie reg. Idiot, ek weet nie. Hierdie is heeltemal, is 'n ou wat, dit laat my dink aan iemand wat in die verkeerde ry gestaan het toe hulle brein uitgedeel het, hy het in die ry van die lewer gestaan. Hy het 'n stuk lewer in sy skeet. Want jy het regtig nie die gawe van onderskeiding nodig nie. Jy het die praktiese logika van dit wat bestaan nodig. Dis al. As 'n ding nie sin maak nie, is dit omdat hierdie hom nie staaf nie. So daar is die wonderwerk, natuurlik is daar wonderwerk. Nie onnatuurlike fratsin, nee. Nee. Wie beskryf het vir ons? Hy doen dit net een keer. Wie? Waar? 'n ou kom na hom toe, hy sê, ek kan nie sien nie. En hy vat stof, en hy spoeg in sy hand en hy maak klei. En hy sit dit op sy oor. En hy sê, gaan was jou gesig. En die ou kom terug. En hy sê, ek weet nie, alles lyk, die mense lyk die bome, ek weet nie hoe hy vroeger jare kon sien nie. Want hy obviously dink hy weet hoe lyk die boom. Maar hy sê, die mense lyk die bome, ek kan nie lekker sien. En dis waar raak sy oor aan daar sien. Jy sien, moenie met allerhande vertraagde formules kom. Doen wat jy moet doen en gaan aan. Moenie tyd mors. Jy sien, die kerk het stel homself bloot aan 'n ding wat hulle noem manifestasie en visualization. Dis onbybels. Jy is besig met tower. Jy is besig met tower. Dan hulle 'n wonderwerk wat Elisa gedoen het. Daarmee vergelyk toe die byl in die stroom water gooi en hy dryf. Dit was nie 'n manifestasie, dit was 'n wonderwerk. Jy kan hom al manifesteer so wat jy wil, jy gaan nie laat 'n byl se kop dryf op water. Dit was 'n wonderwerk, nie 'n manifestasie, dit het gebeur. Hy het nie gehoop vir die beste. Hy het nie op die wederwee se vrou, sy seun gaan lê en gehoop hy kom reg. Toe hy opstaan, toe sê hy vir haar, sy liggaam is warm. Wag vir jou. Jy kan nie op 'n ander persoon se formule gaan bou. Jy kan op dieselfde fondasie bou, ja.
Maar los formules uit. Daar is sekere goed wat sekere mense kan doen, want dit is in hulle skepsel, in hulle wese. Dis hoe God met daai persoon werk. Jy is anders, omdat God is God en dis hoe hy dinge doen. En of jy dit glo of nie, dit is hoe dit is. Hy doen niks, ooit. Hy doen goed meer as een keer, maar hy doen dit nooit dieselfde. Nooit dieselfde. Hoeveel keer is daar op droë grond deur 'n waterbody geloop? Daar is die Rooi See. Daar is die Jordaan toe Israel in Canaan ingegaan. Dan is daar die 2 kere wat eers Elia en Elisa saam deur die Jordaan is en toe Elisa terug alleen. Nie een van daai kere het dit dieselfde gewerk. By die Rooi See steek Moses sy staf uit. By die Jordaan met die priesters toe hulle voete die water raak, toe dit was. Elia kom en hy staan in die water met sy mantel. Toe Elisa terugkom, rol hy die mantel op en hy druk hom in die water. Nie een keer het dit dieselfde gewerk nie, as die vorige keer, of een van die ander vorige keer. Hoeveel keer het hy blindes laat sien? Nie een keer wees jy was dieselfde as die vorige keer. Moenie beheer raak met goed wat jou impressive lyk nie. Die Bybel praat van valsteken presies in hierdie tyd. Presies in hierdie tyd. Hoekom dink jy het duisende omgevolg elke dag? Maar hier by 5 o'clock wanneer hulle maag begin van die honger, dan is dit tyd net daai handjie vol wat by hom gebly het. Hulle was nuuskierig geweest. En laat ek jou een ding vertel, ek is daarvan oortuig dat baie van die wat hy genees het in daai crowd gestaan met geskree kruisig hom. Baie wat gesien het wat hy doen. Want dit is wat mense doen. En stel te leer. Waar ons onsself probeer wat smart. Dan bewys ons onsself verkeerd. Ons begin, ons is hier volgende naweek hier nie, maar die naweek daarop, ons het gewoonlik op die eerste naweek van die jaar, gemeentevergadering, dit sal nou nie volgende naweek wees, dit sal die naweek daarop wees, en dan begin ons om 'n openbaring te ondersoek oor hoe het die wêreld in so 'n kort tydperk geword en gekom waar ons nou is. Binne 150 jaar. Binne 150 jaar. Inteendeel, ek onthou as kind het ons al ons bure geken. Tot 10 uur in die aand op die bicycle gery. Ons nie in die jaar bicycle gery. Ek sien 'n snit in hierdie week waar 'n ou staan en wag vir 'n trein in 'n subway. En 'n ander ou loop agter hom verby en hy staan voor 'n trein. So maar net. Wild vreemde mense. Wanneer maar net kyk hoe lyk dit.
kan nie meer staan en toekyk hoe mense hulle self choepet uit. Hulle doen dit omdat hulle sien dat die wat hulle dink is slim doen dit. Gaan wys liewer die probleem uit. Kry in soveel as wat jy kan en kry, maar luister mooi. Moenie jou tyd mors met die wat hom verwerp. En hulle weet dit. Hulle doen dit uit hulle eie vrye wil. Daai ou is 'n bietjie van die pad af, hy is in die pad. Geen pad. Los hom. Jy sal nie eendag voor hom kan staan en sê, maar Here, dit was my broer, of my suster, of my pa, of my ma, of my seun, of my dogter. Ek nou by hom, nou sit ek en jy. Dis nou ek en jy wat jy vir jouself te sê. En dan sê hy 'n vreeslike ding aan nie. Ek dink hier is die mees vreesaanjaendste ding wat hier staan wat vir jou gesê kan word. Gaan weg van my af, ek het jou nooit vergeet. Daar's alles vir niks. Alles wat ek gedoen het ooit, maak niks saak. Dit staan nergens opgeskryf. As die wêreld nog 50 jaar sou bestaan, wie van ons sal onthou word toe dit nou hier is? Daar waar jy jouself sal bevind, sal wees omdat jy dit gedoen het wat reg is, of geweier het om dit te doen. Dit help nie jy dink 'n ding is alright nie. Leer die, when in doubt, cut it out. Doesn't matter. Dit maak nie saak. As dit nie hier staan nie, dan is dit nie, dis nie in God se orde. Dis onbybels. En pas op, wat mense jou kom leer van ekstra Bybelse goed, hoor. Hierdie is 'n ding waarmee ek deur mekaar was in my lewe. So ek weet waarvan ek praat. En nie jare terug nie, ek was al in die bediening. God het nie 'n nuwe openbaring nie. Sy plan het nog nooit verander nie. Dis hoekom ons by mekaar moet kom, sodat ons hierdie woord kan dissect en by die diep waarheid uitkom. Maar daar's niks niets onder die son. Dit wat was, is en sal weer wees. Daar's niks waaraan jy kan dink wat God kan beïndruk, behalwe gehoorsaamheid en liefde. En die een doen jy omdat jy die ander het. Bewaar jou hart. Dis jou plig. Dis hoekom jy 'n wapenrusting het. Moenie met 'n T-shirt ingaan waar jy 'n bulletproof jacket moet dra. En hoop dat hy nou vir jou 'n matrix wonderwerk gaan doen. Wees gehoorsaam, sê hulle. Doen net dit waarvoor jy geroep is. En die heel eerste ding in jou roeping, gee nie om of jy jouself beskou as 'n profeet, as 'n prediker, as 'n leraar, as 'n jeug. Die heel eerste ding wat jy moet doen, is wees gehoorsaam. Soek sy wil. Soek sy opinie, sy goedkeuring. Sy toestemming. Moenie doen wat jy wil. En hoop dis nou beïndruk ek op. Dit het my maar wel gepolish. Doen dit wat reg is en dit sal altyd met jou goed gaan. Eerstlik. Doen dit nie, gaan sit en wag vir die teëspoed wat uitkom. Teëspoed kom. Sal jy enige vrae? Vir julle almal herken dat julle verstaan en dit volgens gesê het.
So jy gaan nie eendag aan voor staan en sê ek het nie geweet nie. Nee. Almagtige Vader, ek dank U, Here, dat U 'n God van waarheid is. Ek dank U, Here, dat U Gees ons toerus met alles wat ons nodig het om 'n lewe te lewe wat vir U 'n plesier is. Ek dank U, Koning Yeshua, dat U ons gekoop het met U bloed, dat dit 'n transaksiekwitansie is. En ek dank U dat U niks van ons al weghou wat gesoek word, wat goed is vir ons. En dit wat sleg is, word oopgemaak en in openbaar 'n belagspel van gemaak. Dankie dat U ons altyd hoor wanneer ons bid in die naam van Yeshua. Amen. Amen.
wanna know, have you ever prayed today? I wanna know, have you ever prayed today? On the dark and cloudy day. At one day souls were delivered. He said that he read where my bestaan. En at one day souls as he heard met my tevreden bring ek hier aan die naam. Vertel my net weer ek keer dat die regte God hier ek en die sê dat ek moet weer probeer die hande ek voete weer grace is my plea and born there souls wat gebeurde hoor jy my spreke as my hart na u vra en ek born there souls my behoeftes of there die woord of is there eie woord vertel my nog net keer dat die vir my hoop net soos ek en hier is die liefdes wat my dra ek wil nie meer maskers dra prijs op my vlees grace of my plea. Vertel my jou laaste keer dat die vir my hoop ek is wie ek is hey die eerste liefdes wat die dra wil nie meer maskers dra grace of my plea grace of my plea wonder jy ook soms oor jou lewe die sit net hier vir jou bestaan
from verse 22 to verse 24. And as they did eat, Yeshua took the bread and he blessed and he brake it and he gave it to them and he said, "Take, eat, this is my body." And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said unto them, "This is my blood of the New Testament, which is shed for many." Kom ons staan almal? Ons sluit ons oor. Lord, we want to say thank you for this table that is set before us this morning. Thank you, Lord Yeshua, for your body which was broken for each one of us. And thank you for your blood that was shed for the remission of our sins. And we thank you for that, Lord Yeshua. Lord, thank you that you sent your son Yeshua for each one of us. And we give you all the praise and the honor and thanks for that. In the name of Yeshua. Amen. Julle kan julle plekke neem. The bread that we break represents his body, which was broken for you. Take it in remembrance of what he did for you.